Later gaan ek terugkom en ek sê nee man, Marshall man, maar hier was verkeerd daar gewees. Verstaan jy, Die approach was wrong. Die approach was wrong gewees. Hy seker waar sy die respect basically kry, die management en die even your colleagues ook. Want sy approach sê wel is dit nou, but ek like sê hy moet my interessie van niemand likes om verkeerd te doen, om 'n skof te paraat word met niks respek sien. Dis waar word dit nie go. Dis baie bekleierery in die werksplek kom, want die mense verstaan mekaar verkeerd, hulle victim. Ja, sy is in hy posisie gesit, maar het gee nie vir jou die krag om beskof met ander mense te paraat. 100%. So ek dink daar leer dit my in geheel om baie, hoe kan ek nou sê, met baie verskillende persone of tipe persone te kan engage van wat die lewe vir ons inhou. Hier kry ons almal is mens, ons het daai in common in, but ons almal is verskillend op ons eie ways, verstaan jy? Ons is almal is uniek. So ek dink daai het my geleer dat jy word gekonfronteer met verskillende mense, verstaan jy? Maar om terug te kom na die vraag toe, ek dink Kubek was met een van hulle outings, Eskom Kubek wat ons het hier op die R27. Hy was een van my eerste actual werke wat ek nog gestart het. En hy was mos ook maar nog net 'n contract basis. So basically, na hy was Builders Warehouse Tableview, hy was nou my eerste regte werk wat ek nou kon, jy weet, regtig waar kan noem om te sê, hy was my eerste regte waar ek nou basically gewerk het sinds skool, verstaan jy, en ja, so daar het ek gekom leer en mense ontmoet, vriende gemaak, wat ek nog vandag vriende het, soos Mr. Wiele en so aan te sien nie. So ja, mens leer in die lewe dat ons almal het dink ek ook dit in gemeen. Ons almal gaan deur een of ander struggle. Ja. Of dit nou finansiëel is, of dit miskien emosioneel is, en of mense miskien sit met verskillende siektes. Ons almal het daai in gemeen, ons almal struggle met een of ander ding. Som mense lek miskien direction in die lewe. Sommige sit miskien weer die wêreld se geld, maar dan kan daai geld nie vir jou geluk koop nie. Verstaan jy? So op een of ander way het humans daai in common, en daar is 'n soort iets. Verstaan jy? Is 'n soort. So na ek dink dit is nou op klein tasmeel plakkies op, en hoe sien die daily lifestyle so as dit mag so noem jou tyd tot tyd as 'n community leader daar, hoe is dit basically? Ek sal sê wat gebeur is net die setup van die gemeenskap is so dat, soos ek voorheen genoem het, die gemeenskap word gekonfronteer net dat daar is nie krag vir die gemeenskap, jy sien nie. Daar is nie krag soos in wat ons nou hierin sit, daar is krag in 'n huis en verstaan nie so nie. So die gemeenskap het nie, as inwoners daar het die gemeenskap die krag wat gekonnekt is vanaf die City of Cape Town na hulle huise toe nie. En dit maak dit 'n bietjie moeilik man, verstaan jy, because while mense maak gebruik daarvan om vuur te moet maak, om kos te moet maak, en hy is nou meer as 80% van die gemeenskap se inwoners of se huishoudings maak gebruik daarvan om vuur te maak, om kos te maak, om hulle skoon te hou, verstaan jy, en dat is challenging, cause why, as jy nie krag het, dan moet jy in actual fact van die ou manier gebruik maak om kersse te koop. Ek dink ons is nou in 'n millennium en waar ons nou die LED lights het, maar goedjies soos daai kan jy ook die hele tyd hou nie, jy moet altyd die reg op te recharge, verstaan jy. So ek dink een van die grootste ewels is die kragtoestande in die gemeenskap, en dan is dit ook werkloosheid, verstaan jy, in geheel is ook 'n groot ewel. Ek wil eers daaraan dink of om 'n percentage te noem van hoeveel mense sit sonder werk in hy gemeenskapie. So in ons day to day sit ons met, ek moet sê Atlantis
is die plek wat mense sal sê Atlantis is die gevaarlike plek dat mense nie in Atlantis Ubuntu het, soos ons dit sal noem, of wat ek op skool geleer het, die woord Ubuntu, die menslikheid, die wat mense nog uitreik na mense om mense te kan help. Atlantis het mense wat regtig wat omgee vir hulle medemense, verstaan jy? So, en ek hou van die feit dat daar's baie organisasies, daar's baie persoonlike of sal ek sê private businesses wat uitreik na Klein Dussenburg gemeenskap. Mense wat uit hulle persoonlike sakke uitkom en die gemeenskap bless, verstaan jy, met klere, met kos, met dinge wat hulle kan help om te contribute towards die gemeenskap en die huisgesinne, die vrouens wat daar bly, die bejaardes wat daar bly, die vroumense en in geheel almal wat daar woonagtig is. So mense voel of hulle word baie deur encourage daardeur dat daar mense is wat jy weet wat nog 'n hart het, verstaan jy? So vir my is dit 'n challenging omdat ons is ook in Atlantis as 'n gemeenskap, is Atlantis ook bekend dat daar's baie gangsterisme wat in Atlantis as 'n gemeenskap 'n groot ewel is. So die gemeenskap word gekonfronteer daarmee dat baie gangsters kom naweke daarin, kom probeer maak en doen, verstaan jy? Hulle kom probeer om mense te wil rob, hulle probeer om ons jong meisies, jy weet, om te kom koop met drank en al die tipe van dinge, verstaan jy? En ek dink, omdat omstandighede so op die uiterste daar is, het baie van ons jong mense op skool gelos, verstaan jy? So daar is ook challenges omdat hulle sien, kyk jy, daar is baie help van ons City of Cape Town, baie departemente, daar is departemente wat regtig waar uitreik of wat regtig waar as jy op hulle knoppies druk, soos byvoorbeeld as ons sit met 'n kraan wat lek en ons maak 'n kontak of ons lok 'n call vir jy weet vir die departement om ons krane te kom regmaak of om jy weet health and safety om te kom check op ons toilets geriewe, dan is hy departement in geheel van al die departemente blink dit uit want hoekom die mense sal regtig waar kom, hulle sal kom kyk om ons toilet te kom replace. En by the way sit ons met hierdie toilets wat jy kan amper sê is 'n mobile toilet, is 'n toilet wat hy moet at least 3-4 keer 'n week moet hy toilet kom skoon gemaak word. So dan kry jy jou waste management services of mense wat werk daarmee om met die pype te kom en dan kom maak hulle dit skoon, verstaan jy? So daar is departemente wat uitreik wat regtig waar betroubaar is wat ons weet, nee, maar as ons met die probleem vandag sit, die mense gaan kyk of hulle selfde dag kan kom of die volgende dag kan kom om die gemeenskap aan die hand te vat, verstaan jy? So dit is een van die challenges en ek dink as ons as gemeenskap, as jy in Atlantis bly, dan weet jy naweke gaan skote af, verstaan jy? So is soms baie kommerwekkend om maar te lê en die krag, die ligte, veral ek dink laas jaar 2024 was ons publieke ligte of ons die floodlights, die public lighting het afgeslaan en die elektrisiteitsdepartement het dit weer kom aansit. So nou is dit completely donker daar, verstaan jy? En as die komitee en as een van die leiers nou, ek die spokesperson, het ons as die komitee besluit, okay, hier moet ons met een of ander plan voor een dag kom. En ons het toe met die help van die SAPD het ons 'n Neighborhood Watch gestig. Jy weet wat daarop uit is, soos veral soos vandag is Saterdag naweke, om so 'n bietjie, jy weet, ons het met die help van die Neighborhood Watch het ons torches gekry, ons het radio's gekry en ons het ook die nodige kontaknommers vir wanneer ons, jy weet, baie dringend miskien die polisie daar nodig, sodat ons kan jy weet, patrolleer
om te kyk dat ons vroumense en ons kinders en ons gemeenskap in geheel veilig kan wees. Verstaan jy, want soos ek genoem het, gangsters kom maar in, hulle rob die mense, gangsters was al aan, hulle het al letterlik 'n deur afgetrap van iemand, en vriend, dit was dit om dit te noem is hartseer. Hulle het die goede van baie waarde gekry op die mense nie, en toe vat hulle die mense se kos wat op die 4 paar minute gekook het. Dis hoe erg het is, vat hulle by die mense af omdat hulle niks gekry het nie. So die gemeenskap word met baie groot, as baie uitdagings waar die gemeenskap besit, daar was hulle moordtal uittal, om 'n paar voorbeelde te noem, so daar's 'n kruis, daar's bewyse. So, maar as 'n gemeenskap of ek Leroy as 'n individual, glo ek baie aan om positief te bly. So, ek weet jy, was 'n background, at some point in jou career, doen jy het nog altyd so. Vertel ons 'n bietjie van hy aspek van jou lewe. Ja, ek doen dit nog steeds as 'n side hustle. Ek dink, is dit nou 'n jaar of 2? 2 jaar, sê bietjie meer as 2 jaar terug het 'n goeie vriend van my 'n link gestuur van 'n agency, 'n casting agency. En hy was ook net direk nadat ek gefeature het in die movie Atlantis. En toe gaan ek, audition ek, en sedert dan, na Atlantis, het ek seker so 2-3 advertensies gedoen, en seker so 2 of wat movies, waarin ek background acting gedoen het. Ek dink ek het ook een feature of is ook 'n background actor in die movie The Fix, wat die in die Kaap geskiet is 'n 2024 movie. So vir my is dit 'n side hustle, maar dit is ook iets wat ek definitief in die toekoms sal even as a background actor, hoe laat dit jou voel? Is dit exciting? Is dit nou miskien hulle automatically sê hulle net meneer, ons lyk nou as kan sy nie miskien net vir ons iets sê, nie, sien dit terwyl on the spot, hoe sal sy voel? Wow, in actual fact, in geheel is dit baie nice vir my, is something wat vir my baie excite, verstaan nie, as 'n individual, is iets wat jou, dat jou tremendously goed voel oor jouself, dit laat jou baie uitsien, dit laat jou, dit inspireer jou so net om te sien, die setup in geheel met alles, die treatment wat jy kry, al is jy 'n background actor daar, jy word so getreat dat jy voel, man, samen nie, dis maar leader ook. Jy voel aan, nee man, ek is 'n ou in die stukken, man, want hoekom jou type maniere hoe jy getreat word, of dit wat jy aan expose word, is something like royalty, cause why, ek dink as jy op set kom, dan kry jy basically jou afdelings, verstaan jy? Jy kry jou ground, waar hulle sal sê, okay, dis ground, waar of sal ek sê, waar almal mos nou basically by mekaar kom, so dis 'n ground point, dis 'n mutual point waar almal by mekaar kom, dan word die half en half word kommunikeer die directors, saam met hulle team en assistants, kommunikeer hulle met wie goed almal hulle nodig het op set, for instance. So dan het jy daar alleenlik, het jy klaar jou mense wat kyk na jou caterers is daar, dan het jy jou mense wat deal met jou make-up, mense wat jou gaan dress, en dan het jy even op soms sets, het hang af met wat production jy te doen het. Op soms sets dan het jy 'n cabin wat jy 'n kamer het, wat jy kan relax, wat jy kan chill by, verstaan jy. Dan loop jy verby en sien jy, wow, some actors, soos jou Keenan, hulle, ek is nog nie seker wat is die van nie. Mense wat dit op TV gesien het, yes, dan engage jy met ouens soos daai, en sien jy sommer, hier's hy man se cabin, hy man se naam en van is daar op,
En dan het jy's net opposite daai man, dan het jy ook 'n cabin hierso. Verstaan jy? Maar so sulke tipe van dinge waar aan is 'n bed daarin, jy kan gaan change daarin, jou klere kan jy los daarin en alles word na gekyk vir jou hier security. En soos ek sê, dan kon kry jy basically hier's sommer so 2, 3 gazebos langs mekaar, hier's jou kos vir die dag wat jy kan basically kan pick and choose, verstaan jy? Baie van die ouens, ons lag ons klaar, maar ons sal nie toe dat die komedie ouens dan kon kry om te sê, die manne sê, nee, wat, vandag eet ek weer heel dag. Kos maar, as basically, Kijk, het is dus, ja, voor ze gaan naar zitten, jij, iets zo maar niet van de hand. Ik ga, als ik aankom, man, als hij 3 tinten, ik was zo maar nog alles. Precies. Ik heb nou al, om eerlijk te wees, sinds ik nou al een paar movies en advertenties gedoen heb ik nou al beginnen een manier het van, ik vat voor mij genoeg, je weet wat je mens, toestellen voor doggy bags. Is jammer, my bro.